Goeiemôre almal. Johan bring vanoggend vir ons die woord en ek het die voorreg net om die skrif vir ons voor te lees. Ek lees vir ons uit Markus 15 vers 20 tot 25. En toe hulle hom bespot het, trek hulle hom die purperkleed uit en trek hom sy eie klere aan. En hulle lei hom weg om hom te kruisig. En hulle het 'n sekere Simon van Sirene wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha. Dit is, as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hulle hom gekruisig het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Amen. Goeiemôre gemeente. Baie dankie vir die geleentheid om weer hier te kan wees. Ek hoop dit is goed vir ons almal om so saam te wees vandag. Dit vat net 12 sekondes vir jou lewe om vir altyd te verander. Ons praat van die skielikhede van die lewe. Het jy ooit die Bybel gelees en dan staan die woordjie skielik. Skielik toe die engel van die Here daar, die boodskapper. En alles verander. Het gebeur nie die hele tyd met ons nie, maar het kom ons almal se pad langs. Die skielikhede van die lewe. Partykeer is dit iets wat ons as baie goed beleef. Baie prominente, invloedryke persone in die land, gesels ek mee, en hy vertel vir my waar alles verander het. Hy sê, die aand 10:00 lei my foon. En ek eers nie lus om te antwoord nie. Ek dink, ag wat. En lus dit, ek antwoord. Ek skrik my boeglam wie dit is. Ek het dit nooit verwag nie, ek het nie gedink nie, en ek word 'n pos aangebied. Dis waar ek nou is. En my hele lewe verander in 'n oomblik. Is 'n memory maker. Dit is, sy geheue is gebrand. Hy onthou presies elke faset van daai oomblik wat gebeur het. Hy sê my kamervenster was oop, die wind het so gewaai, die gordyn, die reuk in die lug, alles onthou hy. Is lekker, né? Onthou jy hom toe jy hom die eerste keer gesien het? En jy sê, wat? En ek moet moeite doen. En toe julle praat, toe weet jy, dis hy. Dis hy. Ons gaan ons lewe saambring. Huh? Maar ons beleef baie keer goed wat ons as negatief beleef. Tragies. Iemand vertel my, sy kom by die huis, sy sien so uit om by die huis te kom, saam met hom te wees, en daar's 'n briefie op die tafel, en is vreemd, hy doen nie sulke goed nie, en sy maak hom oop, en hy sê, totsiens. Hy het iemand anders ontmoet. Sy sê, net so, 5 jaar, weg, nooit weer gesien nie. So skrikkelik, kan nie oor dit kom nie. Net so, skielik, 'n ongeluk. Nou, baie keer merk ons nie daai oomblikke op nie. Een van my beste vriende, hy was my geestelike begeleier, hy is my geestelike begeleier, hy het my soveel geleer in die lewe, hy is my geestelike pa, en ek sit en ek dink, waar het ek hom die eerste keer ontmoet? Ek kan nie onthou nie. Ek kon nie onthou waar hierdie ding begin het, toe ek my oë oopmaak, dat ons hierdie diep verhouding, en toe begin ons lewens saam te deel met mekaar. Ek het nou al gedink, gisterand toe ek hieroor dink ek gaan hom bel vandag, en ek gaan vir hom vra, kan jy dalk onthou waar dit gebeur? Want ek kan nie.
Ons merk dit baie keer nie. Ons is onbewus van 'n groot ding wat nou met ons gebeur, wat ons hele lewe gaan beïnvloed. Ons weet dit nie. Partykeer lees ons dit heeltemal verkeerd. Ons interpreteer dit heeltemal verkeerd wat gebeur. Ek kry iemand wat vir my sê, toe dit gebeur het ek gedink is die beste ding wat met my lewe gebeur het. Hierdie besigheid, hierdie geleentheid, dis die ergste ding waarna ek my kon begewe het, my hele lewe. Jy het gedink is goed, werk heeltemal anders eruit. En andersom ook. Ons lees goed heeltemal verkeerd. Dis een van die goed wat Markus vir ons vertel in hierdie storie. Kyk 'n bietjie. As hy praat oor die kruisiging van Jesus, dis nie soos Mel Gibson se Passion of the Christ nie. Dis nie so nie. Sy lyding was nie fisies, dit was, maar dit was nie die groot ding nie. Hy het 'n paar hoofstukke wat hy praat oor die lyding van Jesus. Dis verloon, hy word verloon. Hy word verlei, hy word verraai. Hy word verlaat. Hy word onregverdig beskuldig. Dis waaroor al die hoofstukke gaan. Sy kruisiging en toe kruisig hulle hom. Kies, dis al. Wat? Toe kruisig hulle hom, sommer net so. Ja. Dis nie die groot ding nie. Maar wat is vir ons die groot ding? Hoe kyk ons na dit? Nou ons het so 'n storie wat ons nou gelees het, soek net een sinnetjie, die hele boek van Markus, en toe kom daar 'n man in, Simon van Sirene, ons weet waar hy vandaan kom, maar hy kom van die veld af in. En hy het 2 seuns gehad, Alexander en Rufus, en toe dwing hulle hom om die kruis van Jesus te vat. Dis 'n interessante, is 'n misterieuse figuur hierdie, Net 'n ou sinnetjie. Hy sê nie 'n woord nie. Ons weet nie veel van hom af nie. Baie min. Ons weet amper meer van sy kinders af, in buite Bybelse geskiedkundige bronne. Maar ons leer, ons kom iets agter van hom, hy moes 'n besondere mens gewees het. Hy verset hom nie, hy's nie gewelddadig nie, hy gaan nie teen dit nie. Maar hier gebeur iets met hom wat sy hele plan omvergooi. Hy het nie gegaan omdat hy nuuskierig was om wat daar gebeur in Jerusalem nie. Hy het ander planne gehad. En ek kan sommer net van die veld af in. Weet dit is om te sê, wel man, hy kom van die hompie af en dit is onbenullig. Ons weet nie presies wat hy wou kom doen het nie, maar hy word gedwing. Skielik word sy planne omvergewerp. Hy verloor iets van sy vryheid om te kan doen wat hy wou doen. Dit lyk asof hy net nuuskierig was om te kyk, maar wat gaan nou hier so aan, en skielik sê hulle hom, jy, kom hier so. En nou sê Karl Rahner, groot teoloog vir ons. Hy sê, sometimes purely earthly accidents. Through purely earthly accidents. Ek het ingeskryf events. Is moeilik om 'n groot geleerde se woorde te verander. Maar sien in die lig van die feit dat hy nie meer met ons is nie, neem ek groot vrymoedigheid om te sê, ek wil amper sê, through purely natural events, we are made responsible for what is heavenly and divine. Dis groot woorde. Through earthly accidents, events, goed wat ons niks van hou nie, kan iets wees wat God ons pad langs stuur.
Hy word skielik deel van 'n baie groter ding wat gebeur, wat hy glad nie kan begryp of van bewus is nie. Die verlossingswerk van God. Dis waarvan hy deel word. Nou, Karel Rahner het dit geskryf toe hy oor Josef gepraat het. Josef het, dis dieselfde situasie. Josef, verbeel jou verloofde raak swanger. En sy sê, maar daar was nie 'n man by betrokke nie. Maar jy weet, dis nie jy nie. Dis 'n unnatural event wat nou hierso plaasvind. Ek dink waardeur hy moes gaan. Die stiefpa van Jesus. En hy word deel van iets baie groter, wat hy glad nie kan begryp nie, die misterie. Dat Jesus is oorgelewer. In vers 5, ons het dit nou nie gelees nie. Ons het gelees, toe lei hulle hom. Dit is 'n vreeslike plek waar jy kom, in daai 12 sekondes. Jy word oorgelewer. Jou lewe word uit jou hande uitgeneem. Jy het nie meer beheer nie. Dit is wat met ons gebeur, met veroudering. Ek onthou daai oomblik toe ek begin met 'n proses van wegneem van my ma af. Sy is nou 85. En so 'n paar jaar terug, toe weet ek dis tyd dat die kar moet gaan. En ek sê vir hom, ma, ek's verskriklik jammer. Maar ek dink nie dis meer 'n goeie idee dat jy bestuur nie. Nie vir jou nie, nie vir die ander mense nie. Dis nou Junie en jy het al 4 ongelukke hierdie jaar gemaak. 4 keer moes ons paneelkloppers toe gaan. Hier's my ma. Kom maar, dit was almal agteruit gewees. Ons kyk na mekaar, sy glimlag, sy het 'n vreeslike sin vir humor. Maar terselfdertyd begin haar 'n traan te skiet oor haar wang. En ek ook, ek's hartseer. Sy is besig om oorgelewer te word. En ons almal gaan na daai plek toe, waar jou lewe nie meer in jou hande is nie, en ons kry oomblikke waar goed met ons gebeur, en ons lewe is nie in ons hande nie, en dis waar Jesus is, want hy is volkome mens, hy kon legioene van engele roep, maar terwille van ons verlossing stap hy daai pad. Hy kies dit. Dis lyding. Hy's alleen. Dis 'n vreeslike plek om te wees. Hy raak fisies moeg en hy kan nie meer nie. Hy's emosioneel uitgeput. Hy's alleen. Simon, jy het 'n kans. Jy kry hierdie kans. Jy kan dit vat. En hy vat dit. Hy word gedwing om dit te vat. Maar hy vat dit. En dit word 'n groot daad. 'n baie groot ding. Die effek daarvan is geweldig groot op sy lewe. Ek meen, vandag praat ons van hom. Kan jy onthou wie was die rykste ou daai tyd? Weet jy wie was die rykste ou? Weet jy wie was die magtigste ou? Weet jy wat was die groot politiese en geopolitiese gebeure van daai tyd? Who cares? Dit maak nie saak nie. Dis waar baie van ons nou opgeneem is in mee, né? Ons weet van Simon. Ons weet wat met sy kinders gebeur het. Hy skryf asof daai mense moet nou weet wie se pa dit is. Hulle ken sy kinders. Want hulle het gelowig geword. Dis die effek van dit wat hy gedoen het. Wat dit nou het. En vir geslagte, 'n oomblik draai hy die kruis. Vir 'n paar oomblikke draai hy die kruis, maar vir geslagte word die evangelie verkondig deur sy nageslag. En tot vandag toe weet ons van hom. Dis die effek van dit wat hy gedoen het. So het gebeur met ons. Net soos met hom. Die Here is nie altyd daar om jou planne te laat waar word nie.
jou drome. Hy gooi dit ver baie keer. En jy kry kans. Maar kan jy dit sien? Kan jy dit agterkom? Johannes van die Kruis het woorde geskryf, wat as toe ek dit lees, toe vibreer my binnekant. Hy sê, en dan begin jy hierdie pad saam met Jesus te volg, hy sê, en dan sal die kruis jou vind. What? Kyk, ek nie mooi dit het net gelees, maar iets het my gebeur, en toe 'n kruis kom, toe kom hy woorde terug na my toe. En ek besef, ja, as jy hierdie pad saam met hom stap, dan sê hulle baie keer vir jy, sommer ongelowige, slegte, wêreldse, kom hierso. Ek wil nie. Dis is nie 'n eer nie. Dis nie hoe mense daarna kyk nie. Hoekom word hy gedwing? As ek sy kruis vat, die hele gehoor, die hele skare, die mappe teen hom gedraai. Hulle bespot hom. Die ouens het gesê, Hosanna, lag nou vir hom. So, dit is skuld deur assosiasie. Jy help hom nou. Is jy nou een van sy ouens? Dus om aangekla te word vir 'n ding wat jy glad nie gedoen het nie, en almal weet jy is aangekla daarvoor, en ja, wat daar rookie is, so seker 'n vlammetjie, né? Al is hy nou onskuldig bevind. Dis nie soos om Gary Player se carry te word nie. Dis 'n eer. Dis wonderlik om dit te kan doen. Ons beklei om sy golfstokke vir hom te dra. Nee. Dit kom deur 'n diagnose. Dit kom deur 'n ongeluk. Dit kom deur iemand in die familie wat besig is om te verouder en nie 'n heenkome het nie. Dat my dink aan Jesus aan die kruis. Het hy 'n vrou, daar is jou kind. Johannes, daar is jou ma. Hy praat van Maria Magdalene, sy ma, hy praat van sy ma, Maria. Ek dink, hoe moet Johannes voel? Ja, maar hy is vol, nou moet ek 'n kamer aanbou, nou tannie kyk nie, ek het ander planne. Nee, Johannes, vir my laaste woorde wat ek sê, is, daar is jou ma, sy gaan by jou bly. Maar het hy nog dink aan dit, terwyl hy besig is om dood te gaan, hè? Bekommerd is oor sy ma, en wat gaan gebeur. Maar 'n kind met spesiale behoeftes. Ek praat met iemand wat 'n besigheid begin het, hy sê vir my, weet jy, dit is my droom, dit is fantasties. Hy sê, maar baie keer kry ek so angstigheid in my. Jy sê, is amper 100 mense wat vir my werk. So 100 gesinne. Hy sê, my besluite, my verantwoordelikheid, hierdie ouens, ek wil al afgetree het, maar kan nie, want wat gaan van hulle word? Ek werk hard aan planne om te kyk dat hierdie ding kan bly voortbeleef terwille van hulle. Is dalk jou persoonlikheid. Almal by die werk kom klaar by jou. Nie vra, wat's fout met my, laat almal na my toe kom? Maar ek moet sit met hulle. Jou kruis, daai ding wat na jou toe kom. Dit kan van so aard wees, dat dit jou hele lewe draai en begin bepaal. Ek gis, maar dis een van my hobby's, is die psigodinamika, die goed wat binne ons gebeur, en binne ons behoort te gebeur, en moet gebeur, om te kan doen wat Jesus gesê het ons moet doen. Wat is dit? Kan dit ons help? Ek tot die oortuiging gekom, definitief. Nou wat moes gebeur en wat het aangegaan in Simon van Sirene dat hy dit gedoen het? Wel, weet jy ek weet 'n paar goed. Hy het 'n vermoë gehad om te kan laat gaan. Sy behoefte om te beheer, maak dit sin.
Hy wou nie die situasie beheer nie. Hoe hy het dit laat gaan, hy is gedwing, hy miskien net, wel ek kan nie. Hier's die soldate, hier's die mob, hier's almal, ek kan niks doen nie. Maar nou kan jy jou verset teen dit innerlik. Maar hy laat dit gaan. Hy sê, maar dan vat ek dit. Dis vir die lewe my gee, ek kan vaar dit nou. Dis hoe dit is. Beteken nie, ek gaan nooit iets aan doen nie, maar ek kan vaar dit. Hy laat gaan sy groot behoefte om erkenning te wil kry en laat almal iets goeds dink van hom. Hy sê, wil jy maar, almal gaan dink, ek se kroek en ek daar's fout met my. Maar is okay. Dis okay. Sy behoefte aan gemak, sy behoefte om iets daar uit te kry, laat hy gaan. Dis van die grootste verknogthede waarmee ons sit in ons lewe. Is wat ek het, wat ek wil kry, dis wat ander van my dink, en dit is my vermoë om te kan beheer. Ek wil beheer. Ek moet beheer. As jy vandag ongelukkig is, een van hierdie 3 redes. Jy kan nie kry wat jy wil hê nie. Jy kan nie doen wat jy wil doen nie. Daar's mense wat goed van jou dink wat jy nie van hou nie. Jy wil hê hulle moet anders dink oor jou. Kyk of dit so is. Kyk of dit so is. Hy laat dit gaan. Kyk wat sê Jesus. As iemand agter my wil aankom, dan moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Jy moet jouself verloon. Wat beteken self-denial? Jy moet jouself, dit beteken hierdie ekkigheid. Hierdie behoefte om te beheer moet jy laat gaan. Jy moet jouself verloon. Dis wat ek wil hê. Maar ek kan nie kry nie. En ek kies nou maar, dan laat ek het gaan. Jy kry die genade van God af om dit te laat gaan. Dis selfverloning. Daai 3 groot goed wat die ekkigheid bepaal, jy laat dit gaan. Dis jou kruis, dan neem jy jou kruis op, dan offer ek op en ek begin om te doen wat ek nie wil doen nie en wat ek nie wil gehad het nie. Ek begin dit te doen. Dan volg jy my. Nou die vers na dit is eintlik die belangrike vers. Jy weet, vers 15 wat sê, want as jy jou lewe verloor, dan gaan jy hom kry. Hy gaan het goed uitwerk vir jou. Dan gaan God vir jou gee, ver bo wat jy kan bid of dink. Hy gee dan vir jou 'n lewe. Hy gee dan vir jou 'n lewe. Dis die goeie nuus. Afsluit met 2 gedagtes. Ons moet onderskei tussen ons las en ons pak. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste. So die ding wat dikwels na jou toe kom, die kruis, jy moet onderskei. Is dit 'n las? Is dit my kruis hierdie wat ek moet vat? Of is dit 'n pak? Elkeen sal sy eie pak dra, vers 5. Daar's 'n verskil tussen 'n las en 'n pak. Ons maak groot moeilikheid in ons lewe. Ons oorskry grense. As ons mekaar se pak wil dra. Ons doen dit met ons kinders. Ons wil nie hulle moet seer kry nie, ons wil nie hulle moet swaar kry nie, dan veg ons hulle gevegte vir hulle. Ons gaan sorg daai onderwyser uit, of daai boelie, of daar is tye wat ons moet opstaan. Maar ons leer, ons kom agter. Dit veroorsaak, en dit is van die moeilikste goed om iemand wat jy liefhet te sien ly, te sien swaar kry, beklei teen die kruis wat hulle moet vat. En jy wil ook nie hê hulle moet 'n kruis hê nie. Ons moet dit aanvaar. Ons moet onderskei. Is dit myne? Is dit my las? Is dit 'n kruis? Is dit iets wat God nou, is God in hierdie ding? Is hy besig om my lewe om te krap en my te vat op 'n ander pad? Dis die een groot ding, onderskei.
En dan is die ander ding, ons moet die oë hê, om te kan sien, maar dit is God, en dit is 'n kruis vir my. Ek gaan nie dit beklei nie, ek gaan dit vat. Dis 'n opoffering, dis 'n pyn. Dis nie lekker nie, dis nie maklik nie. Maar wat daardeur kan kom. Ek sluit af met 'n storie. Dis die meisie, mediese student, sy droom. Sy doen verskriklik goed, briljant. Sy droom, sy ontsê verhoudings en alles, want sy gaan vir 'n hele klompie jare oorsee toer in verskillende lande, loswerkies, afloswerk doen om genoeg geld te kry, om lekker te kan lewe, te kan eksploreer. Dis haar grootste droom om eers 'n fase van haar lewe so te leef, voordat sy nou gaan commit en 'n pad gaan kies en 'n plek gaan kies om te settle. Maar haar ma raak siek in haar laaste jaar. En is net sy en haar ma. Die probleem is, sy het groot studieskuld. Hulle het nie eintlik nou geld nie. Sy moet na haar ma kyk. Hulle probeer alles. Hulle probeer meer geld leen, hulle probeer die familie, alles. Dat hulle inkomme vir haar ma kan kry, dat sy kan aangaan met haar lewe, en haar ma se droom is, my kind, jy moet gaan. Maar nou moet sy rondry na spesialiste toe, sy moet medikasie kry, sy moet kyk na haar ma dit drink, sy moet inklim met versorging. En sy is vasgevang. En sy het hierdie verlang om hierdie ding te doen, en sy is lief vir haar ma, maar sy is kwaad. Vir Here, hoe kan hy dit aan my doen? Hoe lees ons hierdie goed? Hoe veg ons dit? Hoe beklei ons met die duiwel? Hoe dryf ons die duiwel uit en alles? Want hierdie goed, maar uiteindelik, so na so 'n jaar, of wat, het was 'n hele lang tyd, toe sê haar ma vir haar 'n paar woorde wat haar hele lewe draai. Toe is dit 'n oomblik van 12 sekondes. Haar ma kyk haar en hy sê, dankie my kind, dat jy gebly het vir my. Sê in daai oomblik, toe besef ek wat's liefde. Toe besef ek waaroor die lewe eintlik gaan. En wat die belangrikste ding van my lewe is nie om daai vryheid te hê en te kan leef soos wat ek wil, of om die bekendste chirurg te word nie. Maar om 'n goeie mens te wees. Om iemand te wees wat lief het. Is iemand wat die pad stap wat God wil hê vir my, ek moet stap, en wat die goed in die kruis vat wat God vir my gee om te dra. Dis waaroor my lewe gaan. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U baie dankie vir die lewe wat U vir ons gegee het. Vir die voorreg om net te kan leef. Ja, in hierdie lewe te kan lewe saam met U. U voorbeeld te volg, in die voetstappe te stap. Om soos Paulus te sê, ek wil 'n deelgenoot wees van sy lyding, van sy sterwe, van sy opstanding, van die lewe wat U vir ons gee. Help ons. Ons word almal uitgenooi om te laat gaan, om dood te gaan vir Uself. Ons word uitgenooi om hierdie lewe saam met U te leef, maar ook om te droom, ook om te waag. Help ons om te onderskei. En in hierdie lydingspad, help ons om te beweeg van 'n vreemdeling na vriend toe. Dieper verhouding en 'n agterkom van waar U is in ons lewe en hoe U werk, in die naam van Jesus. Amen.